reeks oor die Heilige Gees en ons het so 'n bietjie al gegaan oor wat is die rol van die Heilige Gees in ons lewens. Die rol van die Heilige Gees in ons lewens is om ons te lei, om ons te oortuig van waarheid, van dit wat ons verkeerd doen, om ons te oortuig van wie Christus is. En laasweek het ek 'n bietjie gepraat van hoe lyk 'n lewe wat vol is van die Heilige Gees en hoe bly ek vol met die Heilige Gees. En ons het gesê, een teken van 'n lewe wat getuig, wat vol is van die Heilige Gees is as die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sigbaar is. Galasiërs 5:22, liefde, vreugde, as dit werk is. Nou vandag wil ek 'n bietjie praat oor hoe lyk die gawes van die Heilige Gees. En hoekom ek spesifiek bid dat hierdie woord ons goed sal ontvang, is want hierdie gawes gedeelte is waar kerkskering plaasvind. Hierdie is die grootste bekleierery in die Christen kerk vandag, is gawes. Want hierdie ene het nie dit nie, en daai ene het nie dit nie, hierdie ene voel nie dit nie, en daai ene voel weer dit, en hierdie ene wil net dit doen, en daai ene wil dat doen, en so beklei ons. So, vandag wil ek 'n bietjie definisie gee oor hoe lyk die gawes van die Heilige Gees. Wat is die gawes van die Heilige Gees? Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk dit as dit manifesteer in jou lewe? Nou ek wil begin met die eerste stukkie woord vandag. En in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 4 tot 6 lees ons, daar is 'n verskeidenheid genadegawes. Kom ons begin net met die woord genade. Gawes. Right? Dit is nie ek wat dit verdien nie, dit is uit genade wat ek dit kry as 'n geskenk. Daar is 'n verskeidenheid van geskenke wat God vir ons gee, genadegawes, maar dit is dieselfde Gees en daar is 'n verskeidenheid dienste, verskillende funksies in die kerk, in die liggaam van Christus. Nee? Maar dit is dieselfde Here wat dit gee. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Ons een Gees, een Heilige Gees, een Jesus, een God wat hierdie gawes gee. Jy kan nie sê ek het die Gees van profesie. Jy kan nie dit sê nie, jy het die Heilige Gees ontvang en die Heilige Gees deel die gawes uit soos wat hy dit gedink. Hierdie ene het nie die Gees van wonderwerke en die Gees van dit nie. Ek hoor dit so gereeld. Daar's een Heilige Gees, daar's een Jesus, daar's een God en hulle gee die gawes soos wat hulle dit goed dink. So kom ons kry net daai gou reg. Nou voordat ons kom by die gawes van die Heilige Gees, het ek vir julle 'n verrassing. Het julle geweet God het ook vir ons gawes gegee? Dit staan in die Bybel. Ons almal is so verblind baie keer met die konsep van die gawes van die Heilige Gees en praat in tale en profesie en al daai dinge dat ons vergeet daar is twee ander persone in die drie-eenheid wat ook vir ons gawes gee. So ek gaan vandag bietjie praat oor dit ook. Daar's gawes wat God vir ons gee en dan is daar gawes wat Jesus vir ons gee. En dan laaste kom ons by die gawes van die Heilige Gees. Nou verskoon my as ek sê, ek voel, ons moet eers die gawes wat God vir ons gee, moet ons deel maak van ons lewe en ons moet dit lewe. Ek voel, ons moet eers die gawes wat Jesus Christus vir ons gee, vir die kerk gegee, ons moet dit eers beoefen. En wanneer ons dit beoefen, en wanneer dit deel is van ons lewe, dan glo ek manifesteer die gawes van die Heilige Gees. Dit is nie anderste om nie. Die gawes van die Heilige Gees kan nie net manifesteer, maar daar's geen orde nie, daar's geen natuurlike bymekaar kom van die hart van God, die Vader en Jesus Christus. Nee, sê hulle almal net my, verstaan julle waar ek vandaan kom, maar ons is so geneig om te sê, ons wil kerk toe kom, en ons wil die gawes sien manifesteer, hierso mense moet omval, rondrol, skreeu in tale en so, maar dit sal eers gebeur. En omval is nie Bybels in elk geval nie, wys vir my een plek in die Bybel waar mense omval en rondrol en skreeu, behalwe as dit demonies is. Maar al hierdie goeders gebeur wanneer ons by mekaar kom en ons doen wat God die Vader en Jesus Christus ook vir ons gee. So kom ons begin. En ons begin met die 7 motiveringsgawes van die Vader.
Ons begin met God, die skepper, die koning. Ons begin met hom. Dit is vir my die belangrikste gawes wat daar is, en dan is Jesus se gawes net so belangrik. So, kom ons hoor gou wat is hierdie gawes, en ons kry dit in Romeine 12, vanaf vers 6 tot 8. En Paulus skryf hierso, hy sê, ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. So as jy die gawe van profesie ontvang het, dan moet jy dit beoefen in lyn met die woord. Jy kan nie jou eie stel reëls skryf rondom hierdie nie, jy doen net wat die woord vir jou sê rondom hierdie. Dan gaan dit aan, as dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Dan gaan dit aan, wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. So hier is nou verskillende gawes. So kom ons gaan so vinnig deur elkeen van hierdie gawes wat God vir ons gee. Die eerste ene is 'n gawe van profesie. En dit verskil van die gawe van die Heilige Gees se profesie, maar die gawe van profesie. Dit is die verkondiging van goddelike waarheid met oortuiging. En ek het nou in elkeen van hierdie dit prakties probeer maak en 'n voorbeeld vir ons gegee. 'n Goeie voorbeeld hiervan, van die gawe van profesie wat God vir ons gee, is Johannes die Doper. Ons almal weet, Johannes die Doper se kop is afgekap omdat hy die waarheid gepraat het. Hy het die waarheid so gepraat met ywer. Hy het dit so gepraat met die versekering dat dit is die absolute waarheid. Wat sê hulle die stem in die woestyn? Wat uitroep? Nou dit is die gawe wat God ons gee van profesie. Die gawe om die waarheid van God se woord te verkondig. En hierdie gawes is nodig om waarheid en oortuiging te bring in die kerk. Dit is nodig dat daar predikante, pastore, wat ook al ons onsself wil noem, is wat met oortuiging die waarheid bring van God se woord. Dit is nodig dat daar mense opstaan in die gemeente wat die waarheid moet oortuiging bring. Nie 'n klomp snert wat ons in die media lees nie, nie 'n klomp snert wat mense glo nie. Dit wat die woord van God ons leer met oortuiging gee, en dit is 'n gawe van God af. Dan die tweede ene, die gawe van diensbaarheid. Nou dit is die een ding wat mense mis. Ons almal wil tale sien, maar wanneer dit by die gawe van diensbaarheid kom wat God vir ons gee, mis ons dit, want ons wil gemaklik agteroor sit en net ontvang. Die gawe van diensbaarheid is om prakties die liggaam van Christus te dien. Ek alleenig, en Cecile wat daar in die moederskamer sit, kan nie alleenig die liggaam van Christus dien nie. Ons is 'n liggaam met verskillende gedeeltes, vingers, hande, tone, voete, bene, knieë. Party sinne is ouer as ander, maar ons het dit. En ons het alles nodig om die liggaam te dien, die kerk te dien. Martha wat Jesus en sy disippels bedien het, is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Terwyl hulle gesit het, was daar 'n vrou wat gegaan het en gesê, ek gaan julle bedien. Salf met olie, sorg dat julle genoeg het om te eet. Die liggaam van Christus het hierdie gawe nodig om 'n verskil te maak in die donker wêreld daar buite. Ek kry in die week 'n oproep. En dit breek my hart, en ek wil 'n video nog daarmee doen om al hierdie vrae te beantwoord, maar dit breek my hart. Iemand bel my en hulle sê hulle moet dringend trou. Maar soos in dringend in die volgende 2 weke. Ek sê is reg, ons kan julle help. Kom sien my Sondag na kerk. Ons diens begin 9:00. Hulle het nie verbygery, dis waar hulle my nommer gekry het. Jong kappel. En die vrou vra vir my, maar hoe werk dit? Mag ek kerk toe kom Sondag? Want ek het 2 kinders. Ons mis dit. As mense vir my vra, mag hulle kerk toe kom, omdat hulle kinders het. Daar vra nou die dag vir my 'n vrou by 'n winkel, Philip, ek het gehoor julle kerk is so nice, en julle het hierdie aktiewe kinderkerk, en almal is so happy daar, en voel so gemaklik. Ek wil graag kerk toe kom, maar hoe werk dit? Hoe werk dit om kerk toe te kom?
Ons dien nie meer die gemeenskap soos wat ons gedoen het in die verlede nie, want ons het hierdie gawe van God eenkant toe geskuif. Ons moet begin opstaan en die gemeente, die gemeenskap dien, soos nog nooit tevore nie. Dan gaan ons aan en nog 'n gawe van God is lering. Nou almal is nie predikante wat hier voor kan staan en kan preek nie, maar almal is veronderstel om te kan leer en te kan onderrig. Dit is ons taak om mense te onderrig, om waarheid met wysheid duidelik te maak. Okay? Paulus se briewe is 'n goeie voorbeeld van iemand wat lering gee. Wat het Paulus gedoen? Paulus het gegaan en gesê, hier staan die kerk op, die kerk is gebore, die kerk is besig om te groei, daar gebeur dinge in die kerk wat nie heeltemal in lyn is met dit wat Christus gesê het nie, so ek gaan toelaat dat die Heilige Gees my lei, en ek gaan briewe skryf van lering, en elkeen van Paulus se briewe is 'n brief wat hy geskryf het vir 'n gemeente, om hulle te leer en hulle te onderrig, en ons het die gawe van lering in die kerk nodig. Ek pleit by julle, bid en vra vir die Here, om jou die gawes te gee, wat hy in sy hart het, en staan op, en kom ons begin te dien, en te leer, en te profeseer, in die wêreld het 'n herlewing nodig. Ek sê hier so goeie lering versterk die fondasie van ons geloof. Swak lering breek af. En ons sien dit gereeld. 'n Beweging staan op, daar's iemand daar wat goed leer, wat nie van Christus afkom nie, en wat nie ooreenstem met die woord nie. Dis 'n groot hype, en almal hardloop agter hierdie ou aan, met die gawe om te praat, en dan val alles in mekaar, want daar's nie 'n goeie fondasie gewees nie, want sy lering was nie in lyn met die skrif nie. Daar's 'n gawe van bemoediging. Dit is om ons mekaar te versorg. Nou ek gaan nie hierdie vers vir julle lees nie, julle kan neerskryf 1 Samuel 23 vers 15 tot 16, is maar net 'n voorbeeld van iemand wat iemand bemoedig het. Ons almal gaan deur moeilike tye. Ons almal het baie keer iemand nodig, en God het dit in ons geplant, om mekaar te bemoedig. Dit is 'n gawe van die Vader af. Kom ons begin mekaar te bemoedig. Ek het dit laasweek ook gesê, en ek sê dit vandag weer, ek sê dit net op 'n ander manier. Kom ons verlekker onsself nie in ander mense se ongeluk nie. Kom ons bemoedig mekaar, wanneer dit nodig is vir bemoediging. Want andersins, wat is ons? 'n leedop, waar julle hier by mekaar kom en kyk vir my en 'n boodskap hieroor. As ons nie dit kan doen nie, as ons nie die gawe van God kan gee nie, is ons kerk eintlik 'n leedop. En dan is daar 'n gawe van gee. Glo dit of nie, dit is 'n gawe wat van God afkom om te gee. Dit ondersteun die liggaam met vrygewigheid. Ons het nodig dat mense gee. En as ek sê gee, praat ek nie noodwendig altyd net van geld nie. Dis nodig dat jy jou tiende bring, dat ons kan die kerk aan die gang hou, maar daar is 'n gawe van God om te gee. 2 Korintiërs 8 vers 1 en 2 is so 'n mooi voorbeeld hiervan, en die hele vers 8, die hele hoofstuk 8 kan julle gaan lees. Dit gaan oor 'n kerk wat gesê het, hoor hierso, ons gaan mense ondersteun. Ons gaan ons hande begin oopmaak en gee. Hulle het iets gesnap van die hart van God, van gee. Ek onthou in Harties was daar 'n oom gewees, hy die gawe van gee gehad, want hy was die CEO van Anglo American, en hy het afgetree in Harties. So hy sal op 'n Sondagoggend so uit sy sak uit R80.000 gee, en sê, ag, gebruik dit maar net waarvoor jy wil. Ek sal gewoon die aftrekordertjie teken van R40.000 'n maand. Hy het die gawe van gee gehad, en dit is 'n gawe wat van God afkom. Dis nie 'n gawe wat uit homself uitkom nie. Hy het iets gesnap en gesien, ons is besig om die gemeenskap te verander, te transformeer. Hy wil gee, en dit is 'n gawe wat van die Here afkom. En dan leierskap. Dis 'n gawe wat van God afkom, leierskap. Die kerk het leiers nodig. Die kerk het nie passiewe ledemate nodig nie. Die kerk het leiers nodig. Mense wat opstaan en begin dien, en begin strategie gee, soos wat Nehemia die muur gebou het, strategie, organisering, en hy was vasbeslote om die gemeente te lei. Dis 'n gawe van God af. En dan, die laaste ene is barmhartigheid. En die barmhartige Samaritaan is die perfekte voorbeeld van iemand wat met barmhartigheid geleef het, wat die gawe van barmhartigheid. As jy iemand sien wat ly, wees barmhartig, reik uit. Dis baie keer die kleinste ding. Maar as ons nie die gawes van God
vat en beoefen die vraag, wat is ons dan werklik? So ek vra, hoekom maak hierdie gawes saak? Hoekom maak die gawes van God saak? Wat is dit wat dit so belangrik maak? En dit is een ding, hierdie gawes reflekteer ons skepingsdoel en God se wil vir elke gelowige. Ons is geskape om die gawes van God te leef. Ons is geskape om diensbaar te wees, barmhartig te wees, te gee, te lei, te profeteer. Ons is geskape daarvoor, en wanneer ons hierdie gawes doen, dan beoefen ons ons skepingsdoel. Dan doen ons die wil van God. Want sy hart is, dat die liggaam van Christus ons as kerk moet dien, moet gee, moet barmhartig wees, die waarheid verkondig, sal lei en sal teach. Dan gaan ons aan. Jesus het ook gawes wat hy vir ons gee, en ek dink ons almal weet wat die gawes is van Jesus, nee. Maar kom ons lees dit, Efesiërs 4 vers 11 tot 15, kry ons hierdie gawes. Hy sê, en hy het sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot in volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Hy gaan aan. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgeswaai word, deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en gekonkel, waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, die hoof. Hier kom Jesus, en hy sê, hier's my gawes wat ek gee vir die kerk. God het nou sy gawes gegee. Hier's my bydrae tot die kerk en die gawes wat ek gee. En kom ons gaan gou net weer deur, en ek gaan nie lank hierop lees nie. Die eerste gawe wat hy gee, is hy gee vir ons apostels. Die gawe om 'n apostel te wees. Nou wil ek net gou hier pos. As jy die apostoliese gawe het oor jou lewe, dan skryf jy in hemelsnaam nie voor jou naam apostel so en so met 2 hoofletters nie. Dis nie waar Jesus 'n klomp titels uitgedeel het nie. Jesus het hier 'n klomp ampte uitgedeel om die kerk te dien. My titel wat ek het as pastoor, wat actually voor my naam kom, gebruik ek nie, want ek voel nie dit is nodig om hom te gebruik nie. Ek dien ons nou klaar, ek is ons nou klaar 'n herder. Dis nie nodig dat ek in 'n kamer instap en sê ek is 'n pastoor. Dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het gesê, ek gee vir julle hierdie ampte om die liggaam te dien, en ons dien in nederigheid. Alright, ons dien nie om aansien te kry nie. So, hy het die ampt van apostels gegee. Nou, 'n apostel bring die ware boodskap van die evangelie. Dis eintlik wat 'n apostel is. Dis 'n boodskapdraer. En apostels oor die algemeen is ouens wat daarvan hou om te bou, wat daarvan hou om vorentoe te beweeg, om te krap en te sê ons moet vorentoe, ons moet groei. So dis die gawe van apostels. Jesus het vir ons die gawe, die ampt van profete te gee. Dis ouens wat die waarheid oordra. Dis nie hierdie weird karakter wat ons sien op die TV, wat major prophet so en so is, wat wit klere aantrek en 'n sirkus gooi elke Sondag nie. Dis eenvoudig iemand wat waarheid oordra. Dis iemand wat waarheid spreek in jou lewe. Partykeer weet jy nie eers jy die waarheid nodig nie, en hy kom en hy sê, ek beleef Christus sê vir my hierdie en hierdie. En dit is die ampt van profete. Wat 'n geskenk is dit nie wat Christus vir ons gegee het nie, 'n geskenk om die waarheid te kan oordra. En dan het hy vir ons ouens gegee met 'n hart vir die verlore, die evangeliste. Die ouens wat daar op die straathoeke wil gaan staan met 'n boelhond en sê, is jy gered, want die einde is naby. Party van ons het daai innerlike begeerte, en hy het vir ons daai gawe gegee. En wanneer jy daai gawe het, raak deel van die bedieningsspan, want die kerk het evangeliste ook nodig.
Die kerk het apostels en profete nodig, hulle het evangeliste nodig. So, as jy daai gawe het, om praat, dat ons jou kan gebruik vir die regte ding, dan het hy herders gegee, herders en geneesheers van die kudde. Iemand wat bereid is om saam met jou te sit vir ure terwyl jy huil, en vir jou bid, en wanneer dit nie goed gaan nie, weer vir ure by jou te kom sit, en te sê dit gaan oukei wees. Van ons het die gawe gekry om dit te kan doen. Nie almal nie, maar van ons het daai ingeboude begeerte om by iemand te gaan sit wat gebreek is en om te bedien. Jesus het vir ons daai gawe gegee om die liggaam te dien, om die gemeenskap te dien. En dan laastens, glo ek hierdie ene is almal is leraars, bou die geloof en gee duidelikheid. Hy het gesê hy het vir sommige apostels, profete, evangeliste, herders en dan sê hy net en leraars. Ek glo almal van ons moet onsself so toerus, dat wanneer mense met ons kom praat, dat ons hulle die waarheid van God se woord kan gee. Want wanneer ons die waarheid van God se woord kan gee, dan gaan mure begin afval. Wanneer ons hierdie gawes toepas in die kerk, apostel, profeties, evangelisties, as ons dit toepas, dan gaan ons 'n gesonde gemeente hê, 'n gesonde kerk, wat die gemeenskap gaan bedien. Nou vra ek weer die vraag, hoekom maak hierdie gawes saak? En daar's 5 goed wat ek geïdentifiseer het. Eerstens, dit rus die Heiliges toe, nie net om te ontvang nie, maar ook om te dien. So ons het hierdie gawes gekry, nie om Sondag hier te kom sit en vet word met die woord nie, maar om ander toe te rus en ander te dien. Hierdie gawes bou die liggaam van Christus op tot volwassenheid, eenheid en stabiliteit. Wanneer ons hierdie goeders beoefen, gaan daar nie die hele tyd kerkskering wees nie, en dan gaan nie die hele tyd iemand wees wat hulle wip en sê, ja, nee, maar ek voel nou nie dit nie, en ek voel nou nie dat nie. As hierdie goeders effektief in die gemeente bedien word, dan gaan daar iemand na daai persoon toe gaan en sê, maar oor hierdie is die waarheid. En dan gaan daar 'n volgende ou na hom toe gaan en hom gaan bemoedig. En die volgende ou gaan hom toe gaan en hom lei in waarheid. Die volgende ding hoekom hierdie gawes belangrik is, dit voorkom dwaalleer, sodat die kerke nie soos kindertjies rondgeslinger word nie. Dis my interessant, dat nou meer, dit raak al hoe meer, elke maand, stuur ene van iemand vir my 'n boodskap en sê, hoorie, Philip, kyk nou weer hier, antwoord asseblief vir my hierdie vraag. Dan is dit weer een of ander apostel met 'n hoofletter, wat opstaan en hy het 'n gemeentetjie van 4 mense, en hy maak 4 ure lange YouTube video's wat elke kerk uithaal, wat elke kerk sleg sê, en sê, hoekom glo ons nie in die regte dinge nie? En ons het mense nodig, wat daai goed aanspreek. Want die oomblik wat ons gemeente weet wat staan in die woord, en ons is actually teachers, dan gaan hierdie goeders verdwyn. Hier tussen ons en in hierdie dorp. Dis hoekom Jesus daai gawe gegee het, hy soek eenheid in sy kerk. Dan, dit bring balans. Elkeen van die 5voudige bediening dra by tot 'n gesonde, volwasse gemeente. As hierdie 5 gawes van Christus aktief is in die gemeente, gaan dit balans bring in die kerk. Want elke need gaan aangespreek word, en dit gaan 'n gesonde gemeente wees. En dan laastens, hierdie gawes word deur Christus self gegee, nie vir 'n titel nie, maar om te dien. Jy sit nie hier om aansien te kry nie. Ek staan nie hier voor om aansien te kry nie. Ons is hier om te dien. Gawe van God af, en Jesus Christus roep ons om diensbaar te wees vir die liggaam. En dan kom ons by die 9 manifestasiegawes van die Heilige Gees, en hier skeer kerke, soos wat ek klaar gesê het, en hier glo mense, dit is al wat daar is. So kom ons gaan gou en hoor, wat sê Paulus is hierdie manifestasiegawes van die Heilige Gees. Nou ons kry dit in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 8 tot 11, en dit sê so, aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees, aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, en aan nog 'n ander die uitleg van tale.
Een en dieselfde Gees bewerkstelling al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Maar weer eens kom dit deur, dis een Gees wat hierdie gawes gee. Dit is nie die Gees van profesie, die Gees van genesing nie. Een Heilige Gees en hy gee soos wat hy goed dink dit nodig is. In hierdie gemeente, vandag, glo ek nie daar is nodig vir die gawe van wonderwerke nie. Hoekom? Glo julle almal wat hierso sit in Christus Jesus? Amen. Dan is dit ons nou nie nodig vir wonderwerke en tekens nie, want ons glo ons nou. Wonderwerke en tekens is vir 'n goddelose generasie. So wanneer ons daar buitekant mense gaan bedien, is dit baie keer meer nodig vir die vloeiing van die Heilige Gees. Hier kan ons by mekaar kom, mekaar bemoedig, vir mekaar bid nie. Ons het nie al hierdie goeders nodig nie, maar ons is baie keer so gefokus op hierdie dinge dat ons die belangrike dinge mis. Nou hierdie 9 gawes kan ook in 3 afdelings opgedeel word. As jy mense dit nou weer gaan lees, sal jy dit sien. Die eerste ene is die eerste 3 is openbaringsgawes. Dan is daar kraggawes en dan is daar uitspraakgawes. En onder hierdie 9 gawes is die laaste ene, die uitspraakgawes, die grootste rede hoekom kerke skeer. Tale. En dan skeer die kerk. So kom ons gaan 'n bietjie deur hierdie 9 gawes en kom ons kyk net wat elkeen van hulle is. Hoe lyk elkeen van hulle en wat doen ons om hulle prakties hulle te doen? Die eerste ene is 'n woord van wysheid. Dit is bonatuurlike insig wat van God se wil. Salomo is 'n uitstekende voorbeeld van iemand wat met wysheid gepraat het. Salomo het wysheid vir God gevra en God het hom die gawe gegee van wysheid en hy het in wysheid opgetree. 'n Woord van wysheid. Right? Hierdie bonatuurlike insig help leiers om God-geleide besluite te neem. Wanneer jy partykeer op 'n plek kom wat jy nie meer weet wat is die antwoord nie, kom daar op net iemand en sê, leef dit. Liggie gaan aan. Wysheid in daai situasie ingespreek. God se Gees gee vir ons die gawe van wysheid wanneer dit partykeer die nodigste is. Dan 'n woord van kennis. Dit is 'n goddelike openbaring van feite wat menslik onbekend sou wees. Johannes 4 kry ons hierdie storie van Jesus wat 'n vrou by die put ontmoet. En Jesus spreek in 'n oomblik, maar wag so 'n bietjie. Gaan terug na jou man toe. Nee, ek het nie 'n man nie. Jy is heeltemal korrek as jy dit sê. Want die man by wie jy nou bly, is nie werklik jou man nie. En. In 'n oomblik openbaar Jesus iets wat verborge was. Openbaar hy en hy spreek 'n woord van kennis in daai vrou se lewe en dadelik is dit, wow, maar wag so 'n bietjie, hier's iets anders aan die gang. Want hierdie ou het nou iets geopenbaar wat nie bekend was nie. Nou is dit bekend, so hy moet iets spesiaals wees. En dit is wat die Heilige Gees baie keer doen. Hy openbaar 'n woord van kennis, sodat iemand kan wakker skrik en sê, maar hoorie, ek glo nie in God nie, maar dan moet 'n God wees, want hierdie het ek nie geweet, kan gebeur nie, nou gebeur dit. Dit is 'n kragtige gawe in 'n pastorale en gebedsbediening. En ek het dit spesifiek gesê in 'n pastorale en gebedsbediening. As jy hierdie gawe wil sien manifesteer, raak deel van die gebedspan. Want dit is waar die gawe gewoonlik manifesteer. In 'n tyd waar ons bid vir mense, waar ons bid vir die gemeente, waar ons bid vir die dorp, dan is dit gewoonlik tyd vir hierdie gawe om te vloei. Jy kan nie hier wil sit en die gawes wil hê en dit glad nie gebruik nie. Hierdie gawes is alles om die liggaam van Christus op te bou en om te dien. So raak betrokke, dan gaan jy hierdie gawes sien. Dan gaan ons in die onderskeiding van geeste. Dit is die vermoë om te onderskei tussen die goddelike, demoniese en die menslike. In Handelinge 16 lees ons hierdie voorbeeld van vers 16 tot 18. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons te moed gekom. Sy het agter Paulus
en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is die diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit het sy daaraan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir haar gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit daar te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Die onderskeiding van geeste. Hier loop 'n vrou en sy skreeu eintlik maar die waarheid, want dit is mos maar hoe die vyand is. Die vyand moet ook maar die waarheid praat as hy nie teenwoordigheid van God kom. Hy kan nie dan jok nie. Hier loop 'n vrou wat vol demone is en sy skreeu vir dae lank en Paulus draai om en hy kan dadelik onderskei wat is in hierdie vrou en hy sê vir haar gaan uit. Jy hoort nie hierso nie. Die gawe van onderskeiding van geeste is wanneer iemand voor jou kom sit en hy begin met jou te praat, dan kan jy dadelik onderskei, hierdie is van God af, hierdie is nie van God af nie. Jy kan in 'n plek instap en iets vang jou en jy beleef net, hier is Jesus Christus, nie die koning nie. Dis nie hierdie oorlog wat ons almal dink en ons loop rond soos 'n klomp ghostbusters en jaag spooke uit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is net die onderskeiding van, hierdie is van Christus af, hierdie is van mense af, hierdie is demonies. En in daai oomblik kan ons soos Paulus aanspreek in die naam van Jesus Christus, dat jy waai. Nie 'n groot bekleierery nie, nie 'n groot gestryery nie. Ons het ons die autoriteit van Christus Jesus in ons is ons gered. Die Heilige Gees bly binnekant ons. Wanneer ons onderskei, iets is nie van Christus af nie, spreek lewe in dit. Maar dit is 'n gawe van die Heilige Gees. Dan gaan ons aan, gawe van geloof. Hierdie is 'n bonatuurlike vertroue in God vir die onmoontlike. Hier's 'n storie, Daniël in die leeukuil is 'n Bybelse voorbeeld van hoe dit lyk om die gawe van geloof te hê. Die het al hierdie storie vertel, maar dit bly by my. Dit is een van my grootste getuienisse van 'n gawe van geloof. Ek sit in Hartbeespoort in die hoërskool, my tweede dag daar as 'n jeugwerker, 2009. Dit is baie lank terug. Sit ek daar in die kantoor, ek weet nie regtig wat nie, nuwe skool, wat moet ons doen? Hier stap 'n meisiekind in. Indeer. Ek kom sit daar by my. Nou ken ek die moves. Jy weet, ons vind eers uit, wat is hierdie ou nou hiervoor om te doen? En eventueel vra sy, is jy soos 'n counselor? Ek sê van, nee, ek is nie berader nie. Ek is nou jou jeugwerker, so as daar probleme is, as daar ietsie is, ek is hier om raad te kan gee, en ek is hier om die volle potensiaal in jou te kan ontwikkel waar daar moontlik is. Ek wil sê God, maar ek weet sy is nie 'n Christen nie. Sy sê so, oh, so you're a Christian? Sy sê vir, yes I am. Oh, but I'm a Muslim. Ek sê vir, dis okay. Sê dit nou alles in Engels. That's okay. We can still talk. En in 'n oomblik voel ek net, ek moet vir haar sê, I'm going to pray for your salvation. En ek sê dit vir haar, I'm going to pray for your salvation. En sy lag vir my. Sy sê, ja, good luck. Hulle is moslems. En so bid ek vir 'n paar weke vir haar, en dan raak haar naam ons al onder op die lysie, maar eventueel paar weke, paar maande gaan verby, en ek het opgehou bid, maar ek het ons nou vir haar gebid, en ek het hierdie oomblik van geloof na haar lewe ingesit. 'n jaar later, stap ek een aand by 'n kerk in, een of ander revival service, en ek wil dit gaan uitcheck, en ek stap daar in, en toe ek daar instap, staan sy op die verhoog, in 'n kerk, en sy getuig, en sy sê, my hele gesin het tot bekering gekom. Gawe van geloof. In 'n oomblik kry jy hierdie gevoel om net die waarheid te spreek. Al lyk dit nie soos die waarheid nie. Al lyk dit soos die leeu's gaan jou nou kom verskeer hier in die leeuke. Spreek jy hierdie woord vol geloof, asof hierdie wat onmoontlik is, gaan moontlik wees. 'n jaar later sien ons dat 'n hele gesin moslems tot bekering gekom het, en dit is die moeilikste bekering van al die gelowige moslems. Hindus maklik, Boeddhiste maklik, Afrika gelowe nogal maklik, want hulle glo klaar in die bonatuurlike, maar moslems. Dan die gawe van genesing. Nou weer eens, hierso is baie confusion. Die Griekse woord wat die Bybel hier gebruik is lima, vir genesing. En lima kan gebruik word nie net vir fisiese genesing nie, maar vir geestelike genesing. Vir 'n rustigheid hier binnekant, 'n holistiese genesing. Baie keer stap ons in
in 'n gebou en ons het 'n snotneusie en ons dink die ou moet vir ons bid en my snotneusie gaan weggaan want dit is die gawe van genesing. Nee, jy het dalk vandag 'n woord gehoor wat hier in jou hart kom sit en daai woord is besig om te genees die binnekant. Dit is die gawe van genesing. Ons moet hierdie goeders net in die regte konteks sien. God worry nie noodwendig oor ons vleeslike wat in elk geval net 80, 90 jaar hier gaan wees nie. Hy is meer bekommerd oor ons gees wat vir altyd gaan. En hy is bekommerd oor alles, maar hy is regtig bekommerd oor dit wat vir altyd gaan. So partykeer is die snotneusie nie nou die een wat genees moet word nie, maar die hart. Hy is bekommerd oor alles. So kom ons sien dit in die regte konteks. Dan die gawe van wonderwerke, brood wat vermeerder, olie wat vermeerder, Jesus wat water in wyn verander. Weereens, wonderwerke en tekens is vir 'n goddelose generasie. Kom ons beoefen dit wanneer ons daar buitekant is en hier bid ons vir mekaar en hier bemoedig ons mekaar. As hier 'n ongeredde persoon instap, glo ek die Heilige Gees sal dit op een van ons harte lê om iets te doen wat daai ou uit die water uit gaan slaan. Maar die gawe van wonderwerke moet vloei wanneer ons mense bedien in die markplein. Wanneer ons mense bedien daar buitekant. Ons is amper klaar. Die gawe van profesie, dit is 'n boodskap van God wat opbou, vermaan en bemoedig. So, partykeer moet ons vermaan ook. Wat beteken vermaan? Streng praat. Streng praat, jou partykeer net op die vingerstuk soos wat luister na 2 juffrou met 'n liniaal geslaan en toe ek in my 7-maal tafel geken het nie. Partykeer is dit nodig dat ons in die kerk bietjie hard praat, bietjie oor die vingerstuk. Met liefde, en ons doen dit altyd met liefde, maar mense verstaan dit nie altyd so nie. Die grootste rede wat mense rondloop en sê, ek het seer gekry in die kerk, is toe die pastoor Sondag van die verhoog gesê, jy meneer, skinder, en jy moet ophou, want dit is nie God se hart nie. Jy meneer is besig met iets agter toe deure, wat jy nie moet besig wees nie. En dan sê jy dit nie eers vir hom nie, jy sê dit net in jou boodskap. En dan hou hy nie daarvan nie, want die gawe van profesie het in sy lewe ingespreek, en hy hou nie daarvan nie, en hy sê jy het seer gekry in die kerk. Nonsens. Die gawe van profesie moet opbou, dit moet partykeer sê jy is besig met die verkeerde dinge, en dit moet jou altyd bemoedig, dit moet jou altyd opbou. Ons is amper klaar, dan het ons deur al die gawes gegaan. Dan die gawe van verskillende tale. Dit is 'n aardse of 'n hemelse taal. Die Bybel maak voorsiening vir albei. Die eerste ouens het in tale gepraat en mense van ander lande het hulle verstaan hulle eie tale. So ons kry die gawe, ek kry die gawe in 'n oomblik om hier in 'n taal te praat, my hemelse taal wat ek dink en dan hoor een of ander Griek of een of ander ou van Israel of wat ook al hoor in sy taal wat ek sê, en dan is dit ook 'n hemelse taal wat my gees praat met die Vader en net hulle twee verstaan dit. En hierdie is vir persoonlike aanbidding soos Paulus dit sê. Hy sê ek bid meer as julle almal in tale. Ek doen dit daar in my binnekamer. Want as ek nou hier begin praat in my taal, sommer net, dan gaan julle sê, wat sê hierdie man? My gees word opgebou, my gees word gestig, maar julle gaan hier so sit en sê, ek weet nie wat hy nou sê nie. En die Bybel sê ons wil nie in 'n gemeente konteks soos hierdie mense moet deur mekaar wees en nie verstaan wat aangaan nie. Dan praat ieder in jou eie taal dat almal die boodskap kan hoor. Maar dit is 'n gawe van die Heilige Gees. En dan die uitleg van tale. Hier gaan partykeer gebeur dat iemand opstaan en kom praat in tale en dan staan iemand anders te op en hy lê dit wat gesê is uit. As dit gebeur, is ons 100% in lyn met die skrif, maar jy moet seker maak die Heilige Gees lê dit op jou hart om op te staan en dit te doen. En dan moet ons bid dat hy iemand opstaan en dit ook kan uitken. Dit maak die openbare gebruik van tale verstaanbaar en opbouend. En dan sluit ek af. Hoekom is hierdie gawes so belangrik en hoekom maak dit saak? Nommer 1, dit bemagtig die kerk om bonatuurlik te funksioneer. Want as ons nie bonatuurlik kan funksioneer nie, is ons net 'n klap wat by mekaar kom en oulike goeders sê.
Dit verheerlik altyd Christus, nooit die persoon nie. As die gawes van die Heilige Gees vloei, dan verheerlik dit Christus, Jesus, nie die persoon wat dit beoefen nie, geen titel, geen aansien nie, jy bly nederig en jy dien die kerk en jy verheerlik Christus. Dit bou eenheid, want die gawes vul mekaar aan. Die gawes is nie veronderstel om kerkskering te bring nie. Die gawes is nie veronderstel om mense te laat split nie. Dit is veronderstel om eenheid te bring. So as ons op 'n punt kom waar daar 'n gawe vloei en dit bring kriweling, dan moet ons net terugstaan en bid en vra, Here, gee vir ons wysheid oor hierdie. En dit getuig altyd van God se koninkryk. So dit is die gawes van God, die gawes van Jesus en die gawes van die Heilige Gees. En dit is hoe elkeen lyk en dit is hoe elkeen funksioneer. So my uitdaging aan jou vandag is, as jy die gawes in aksie wil sien, moet jy betrokke raak en jy moet dien. Want dit is gawes wat die drie-eenheid vir die kerk gegee het om te dien en te bou. Dit is wat ek vandag met julle wil deel raak in die gawes. My gebed is dat ons sal stil raak, ons harte sal oopmaak en vir Jesus Christus, vir die Vader en die Heilige Gees wil vra, wat se gawes is daar in my lewe wat ek gekry het, wat ek moet begin gebruik. Of dit nou 'n gawe van gee is, barmhartigheid is, 'n gawe van wysheid, gawe van genesing, wonderwerke, maak nie saak nie. Raak stil in 'n oomblik en vra vir die drie-eenheid. Wat het ek ontvang? En wat moet ek doen om dit te gebruik? Here Jesus, my gebed vandag is dat elke persoon wat hier so sit, hierdie woord sal ontvang het. Elke persoon bietjie definisies gekry het en wat die verskillende gawes is. En laat ons sal besef, gawes van die Vader, gawes van U af, en gawes van die Heilige Gees is belangrik en dan moet almal saamwerk. Die een is nie belangriker as die ander nie. Here, ek bid vir diensbaarheid, ek bid vir barmhartigheid, ek bid vir mense wat sal opstaan en hulle gawes sal funksioneer in hierdie gemeente, sodat hierdie gemeente nie net ons kan bedien wat hier so sit vandag nie, maar dat ons die gemeente daar buitekant, die gemeenskap daar buitekant kan bedien. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.